you could play it out, but all of it's in your head. Holding on with both two hands. Gotta let go now. Is it really you knocking at your own door? Always looking for something more. Don't be a fool. Don't be a fool. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow into your heart. It's a start. It's a start. Where you gonna run to if you're gonna run from here? Only running from your own fear. It'll catch up now. Gotta let it die. Gotta let it go its own way. Who will you be if you let it stay? I'm afraid. I'm afraid. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow into your heart. It's a start. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that good river flow into your heart. It's a start. Gotta let that old story go. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. Oh no, no, no. You just gotta let that old story go. You just gotta let that old story go. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 9, die insameling vir die arm Christene van Judea. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het ons self eers aan die Here gegee, en toe aan ons, deur die wil van God,
sodat ons Titus versoek het, dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdedaad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis, en alle ywer, en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Goeiemôre, dis baie lekker om saam met jou te wees. Ons praat vandag en ons sluit die reeks af oor vrymoedigheid. So jy is net vry as jy kan gee. En as daar 'n gewig is aan dit wat jy gee, en dis wat die woord so beautiful sê. So die geestelike tradisie sê jou leer dat, weet jy wat besit jy? Is net wat jy weggee het. En dis hoekom Jesus stories vertel van ons wat skatryk is. En dan noem hy hulle arm voor God. So ek en jy kom in die wêreld met toevuiste. Ons kom so uit die fetus uit. En dit is moeilik om dit oop te maak, want hoekom gaan dit? Dit gaan oor selfbeskerming, selfs vir 'n kind. Dan word ons geleer, ons moet dit doen. En ek en jy word op hierdie aarde geplaas om dit te leer, om soos God te gee. God gee nie van sy leftovers nie. God gee ook nie net, maar hy gee nie net genoeg nie. Hy gee meer as genoeg. En het jy al sien hoe wys die Bybel dit vir ons uit? En ek weet dit is moeilik. Ons word omgekrap as ons oor geld praat. Dadelik is daar iets in ons wat opstaan en weerstand bring. Wat is dit? So 2850 verse gaan oor gee, oor geld, oor goed, oor skuld. Net 700 oor liefde, net 500 oor gebed, net 500 oor geloof. So, daar's die uitnodiging. Kan jy glo dat deur God kan na ons toe kom deur geld, en geld wil ons help om beter te verstaan, maar waar is ons identiteit? Is ons goed? Het ons goed geword, soos die mite van Midas, onthou jy? Hy het 'n wens dat alles in goud kan verander, en dan gebeur het, maar verander sy kos, sy dogter, en besef hy is nou in die moeilikheid, en dan gaan hy vir hulp, en dan sê raad, gaan was jou in die Pactolus rivier, en dan word hy genees. It's a beautiful beeld. So, dan die legende sê, en daai rivier het gevloei. En as hy vloei, dan was daar goudstof, en die hele dorp kon goud kry, en het was nie net beskore vir een persoon nie. So in die Bybel is water regtig nie 'n beeld van persoonlike higiëne nie. Dit is die herstel van 'n koneksie van vloei. As Jesus Petrus se voete was, wat gebeur daar? Ek dink hy was al so moeg dat hulle hom rabbi noem, want hy sê op 'n kom, moet my nie rabbi, hy wil net connect. En hy gee sy statusprys, hy word 'n slaaf, want dis die werk wat slawe mag gedoen het, om hy connectie te kry. Nou Aman, hy moet 7 keer mos gaan bad, hy word genees, hy wil net gee. Vir Elise sê nie, ek vat nie goed, hy vat grond, sy hele ekonomie van gee in sy hele lewe verander. Nou, ons praat vandag oor 'n gemeentjie in Korintiërs, en Paulus skrywe vir die gemeente, en hy sê, wil julle nie asseblief gee, maar ek wil 'n voorbeeld gebruik, hoe julle moet gee, en hy gebruik die Macedoniërs. En wat moet hulle doen? Hulle moet Jerusalem help. Nou, Jerusalem was die moedergemeente, en daar was probleme. Daar was baie bekleierery gewees. Paulus kom uit Antiochië, klein gemeentetjie onder, wat hom later gestuur het. Redes vir die armoede is nogal interessant. Daar was hongersnood onder keiser Claudius, maar die Jode word uit die
uit die sinagoges verban, en dit was hulle ondersteuningsnetwerk, en nou het hulle nie meer, hulle word nou Christene. En dan Jerusalem was maar hoofsaaklik godsdienstig van aard, nie ekonomies nie, maar dan 'n interessante een. Die eksperiment van om alles gemeenskaplik te besit het nie gewerk nie. Dit het nie. En Paulus gebruik dit ook nooit weer as 'n voorbeeld nie. Dit is vir my interessant, ek het al soveel keer predikers gehoor wat dit aanhaal, maar niemand doen dit nie. Die enigste gemeente waarvan ek weet, ek en Koos het jare terug in Brits gaan sing, nadat ons al weg is, die gemeente toegemaak. Nou gelukkig, dit kan wees, ons sang het dalk bygedra tot dit, maar die pastoor het glo die volgende Sondag met 'n wit perd in die kerk ingekom en sê, ons koop nou alles, ons besit dit gemeenskaplik en ons gaan Handelinge 4. Dit was nooit dit nie. En dit is my interessant, jy weet, dit was 'n fout gewees, maar Paulus straf hulle nie daarvoor nie. Paulus, het maak nie saak wat die omstandighede, hy sê nie oor die hele is nie spiritual genoeg nie, hoor, kyk hoe goed gaan dit met ons. Hy skryf in die Korintiërs, hy skryf aan Romeine 15, hy skryf in Galasiërs 2, vra hy asseblief help om te gee, want dis hoe God is. Macedonië, hulle het nie geld nie, hulle kry swaar, hulle word geslaan met tax, hulle is onderdeur, en is asof Paulus sê, hoor, kyk hierdie mense, dit is amazing. En dan gebruik hy die woord, hulle gee uit hulle gebrek. En dit is sy voorbeeld. Wat hy wil sê is, weet jy wat, moenie jou beursie vat nie, jou hart het 'n ongelooflike diep sak, hy is ongelooflik groot. Wil jy nie jou in 'n posisie sit, dat die stroom weer kan vloei, en dat God jou kan ontmoet nie? Net 'n ander opmerking, in daai tyd was geen nog 'n groot ding, maar daar was 'n hele struktuur, dit het gegaan oor gesag, respek, beheer. So jy het geskenk gee, maar jy het ontsettend iets waardevols gee, want dit gesê wie jy is. En dan in daai verhouding, jy kry amper 'n kliënt. Die ou wat vir wie jy gee, word jou kliënt. En dan moet hy vir jou dieselfde teruggee. Nou daar is sekere woorde wat gebruik word. Paulus gebruik nie een nie. Gebruik net een woord en hy gebruik hom 7 keer. En dit is genade. Eers dit dis hoe God gee, reën val op die goeies en die slegtes, sê Jesus. Daar's nie meriete in. Ons gee nie omdat ons voel, hierdie is 'n goeie belegging. Dis nie hoe God werk nie. God gee. En hier is sy omgang na die gemeente van Korintiërs, hulle was wel af. So daar was 2 hawens gewees wat Nero gebou het geboom. Al die handele daardeur gaan, het was soos die eerste stryd af Hormuz gewees, waardeur hulle geoperate het. Een van die ouens, ek dink Gaius, hy was die hooftesourier van Korinte, en dan 'n ander ou se huis was so groot, die hele gemeente kon, nou daar's nie probleem, maar hulle sukkel om te gee. En 'n rede, is maar waarmee ek en jy ook sukkel. Ons glo ons het nie genoeg nie. Ons praat nooit oor ons lewensstandaard nie, want dit is gewoonlik dit wat keer dat ons kan gee. En ons glo maar wat vir my kinders, ons het net nooit genoeg om iets groots te kan gee nie. En dan sê Paulus vir hulle in vers 3, en hulle het bo hulle vermoë gegee. En dan die ander rede, ons weet ook nie eintlik hoekom ons gee nie, en ons intensie is ontsettend belangrik. Ons kan gee uit skuld. Ons kan gee uit, soos wat die meeste predikers doen, God se amper 'n gambling masjien. Gooi in, trek net 20, 30, 40 gaan jy skoor, en dan sê hy, ek wil hê dis hoe julle moet gee, uit die opregtheid van julle liefde. Is waar ons is gee omdat ons omgee. Nou net 3 goed en ek sluit vinnig af. Paulus sê, as jy wil vrygewig word, hier is die voorbeeld, dis Jesus. En hy sê, alhoewel hulle ryk was, het hy terwille van hulle arm geword, sodat hulle deur sy armoede ryk kon word. So, sy voorbeeld is nie gee 10de, dit is toevallig, praat nou nie daaroor vandag, maar is een van die mees misverstaanste gedeeltes in die Bybel, is die 10de ding wat ons het. Die voorbeeld is Jesus. Nou gaan hy na Filippense 2 toe, want dis dieselfde woorde wat hy hier gebruik,
En die woord wat in Filippense 2 is, hy sê, weet jy, Jesus, hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te word, maar hy het homself ontledig. Hy kon dit geweet. So, weet jy wat is die wese van gee? Is om daai gedeelte van jouself weg te kan gee wat keer dat jy gee. Is daai gedeelte wat jy kan wees en wat jy weggee sodat jy kan wees wat God wil hê jy moet wees. En ek sukkel nou my uit te druk, maar ek glo jy sal dit kry. In hierdie gedeelte aan hardloop hy so deur, en wys hy vir jou net hier's 'n paar leegmakers. Dis, het jy al hierdie gedeelte van jouself gesien? In vers 3, hy sê, jy moet vrywillig gee, nie uit dwang nie. Het jy al agtergekom, jy's maar nou, voel jy moet gee, ek wil nie dit doen nie. Het jy al gevoel hoe daai moed, weet jy wat is daai moed, weet jy wat is daai ding? En as jy hom kan laat gaan, het jy al gevoel hoe kom daar 'n wil in jou? En dis wat God raak, is nie wat ons moet nie. Inteendeel, hy het dit nie nodig nie, die aarde behoort aan hom, hy het jou regtig nie nodig nie. Maar as jy kan voel, die stroom wat jy kom, jy doen dit omdat jy dit graag wil doen, die verandering wat kom, maar daai is die leegmaak. Hy sê, gee volgens jou vermoë, moenie gee wat jy nie kan gee nie. Maar dan sê in hierdie gedeelte, jy kan bo jou vermoë ook gee, in vers 3. In vers 7 sê, gee die oorvloed van jou gees, nie uit 'n skuldgevoel nie. Paulus sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Wat is die nie bly wees in jou? Ondersoek dit. Gee dit weg en kyk wat se blydskap, kyk wat se konneksie, wat se vloei word daar herstel. En dan sê hy, uit die opregtheid van julle liefde. Opregtheid se beautiful woord in daai gedeelte, ek wil nie nou daaraan gaan, en dan sê, en hier is Jesus se voorbeeld, selfontlediging, in vers 9. So in die tweede plek, so Jesus se voorbeeld, in die tweede plek se vloei, jy is nie 'n dam nie. Hoe word jy 'n rivier? Die weduwee se kruik, is eers as hy leeg is, dat God volmaak. Weet jy wat doen Paulus in hierdie gedeelte? Hy gaan na die woestyn toe en hy sê, hoor die check die manna. Hulle tel net daai manna op en maak sakke en sakke vol manna bymekaar. As hy vloei, dit kom elke dag. Hy skryf so, hy sê, hy wat baie ingesamel het, nie te veel gehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min gehad. Hy wil vir jou dit sê. Klaagliedere 3 sê so mooi, God's loyal love couldn't have run out. Kan nie. His merciful love couldn't have dried up. They created new every morning. How great is your faithfulness. Elke oggend gee God. En daai bekende gedeelte in Amos, wat Amos sê, oor die help worship, asseblief bly stil, sit af julle musiek. En hy sê, wil julle nie gee nie, wil julle nie reg doen nie. En dan sê, laat die reg aanrol, soos watergolwe, en die geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Jy is of die dooie see, en die dooie see is dood, maar loop niks uit nie. Hy het net 'n inloop. Of jy is die Jordaan, waarin lewe is. Laaste ding, kan jy glo dat hoe God mense help is deur mense? Kan jy glo? Dit was in my lewe so, ek kon nie gaan studeer het nie, ek kon baie goed nie doen, as daar nie mense was wat gesê het, hoor jy ons help, ja, en baie van julle het 'n amazing story, hoe die koninkryk van God deur geld kom. Weet jy hoekom het jy gee? Want jy sê daardeur, jy het ander nodig, en eendag gaan jy mense nodig hê, en nie net met geld nie. So Francis van Assisi, as jy sy orde bywoon, dan hy sê, moet die eed van armoede af lê. En armoede is nie dat God jou kan seën en dat jy nou spiritual is nie. Hy het geleer, jy moet leer om afhanklik te wees van mense. Want as jy afhanklik is van mense, dan alleen kan jy afhanklik wees van God. Jy kan dit nie anderster doen nie. En dis presies wat hy in hierdie gedeelte uitwys. Hy sê, want dit is nie so dat
ander, want dit is nie so dat ander verligting en julle verdrukking mag hê nie. So, dit gaan nie oor ons het hulle gehelp, wow, amazing, julle is nou gehelp nie. Maar volgens gelykheid, hy het 'n ander ding hier, dat julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat julle oorvloed hulle gebrek kan aanvul. Kan jy sien wat sy dit? Gaan nie oor ons mens gehelp, wow, hy sê oor hier's 'n vloei wat gaan kom. En hoe lyk hy vloei? Kyk na die grammatika, julle oorvloed, hulle gebrek, en dan hulle oorvloed, julle gebrek. Jesus sê in Matteus 6 vers 38, gee, en vir jou sal gegee word. Maar dan sê hy dit so, 'n goeie maat ingedruk geskit, propvol, sal in jou skoot kom. So dit was nou as jy nou meel koop, want jy 'n maat, se goeie maat, jy sê die ou kroek kan skep en net 'n bietjie, en dan skit, jy het hom skit, en dan het jy hom ingedruk, laat al die lig leeg is, en dan het jy hom nog voller gemaak, as wat hy moet. So die ding is, die oneerlike ou sal kyk, hoeveel kan hy gee met die minste moeite? Jesus sê, wil jy nie versigtig, wil jy nie elke stap vat, dat jy kan kyk, wat is die maksimum wat jy kan gee? En weet jy wat beloof God jou? Jou dam sal breek, beloof jou. En ek is 'n dam, en ek sukkel om te gee, maar ek is 'n rivier ook. En God wil hê dat hierdie rivier standhoudend moet wees. As jy in my glo, soos die skrif sê, sal jy strome hê van lewende water wat uit jou binneste vloei. Wat is dit? Is gee. Kom ons bid saam. Here, maak ons lewe 'n rivier. Amen. Baie dankie vir julle gee. Ons waardeer dit, en hier's vir jou geleentheid om vrygewig te wees. En ja, daar's die SnapScan, en ons is ongelooflik dankbaar op die oomblik wat gebeur by ons, dat dit moontlik kan gemaak word, dat hierdie koninkryk kom ook deur rand en sent, en mag dit mense se lewens raak, mense se lewens verryk, en mag jy ook verbind word deur jou gee aan mense. Geniet die dag.